Hallo, ja, ons het baie lank 'n pitstop opgeneem, maar hierdie is nou 'n bietjie 'n pitstop van 'n ander kleur. Ek en Verlien het bietjie besluit om vir julle verslag te doen oor wat in 2024 in ons gemeente gebeur het. Daar gebeur so baie goed hier, dat ek nie noodwendig altyd weet wat aangaan nie, en sy ook nie noodwendig weet wat alles aangaan nie. Dis hoekom ons dit moet gaan neerskryf. So ons het 'n verslag saamgestel wat uitgaan. Hy's op WhatsApp uit en hy's beskikbaar by die toonbank, so 'n paar van hulle wat uitgedruk is. So ons wil julle sommer uitnooi om dit deur te gaan en te gaan lees oor wat alles in ons gemeente gebeur. Miskien raak jy ook wyser en miskien is daar sommer iets wat jy in die verslag raak lees waarby jy voel jy kan betrokke raak. So ek en Verlien gaan so 'n bietjie cliff notes deur dit gaan. En dit gaan nie op die skerm ook wees. Ons is baie oulik vandag. So ons gaan sommer afskop. Ja. Dis baie lekker vir ons, ons is baie opgewonde. Dis nie iets wat ons al gedoen het nie. So dis die eerste vir ons. Maar dis vir ons ook lekker geweest eintlik om dit bymekaar te sit te sê, kyk wat het ons gemeente alles in afgelope jaar gedoen en waarmee was ons besig, soos Marcus nou sê, ons kon onmoontlik nie alles in die verslag sit nie. Nou het 'n lang verslag wees, ons is bevoorreg. Maar ons 'n paar goeders wat ons graag wil uitlig en wat ons dink nodig is om te noem. So die eerste ene, soos jy daar op die verslag op die skerm kan sien, was die gemeentekamp. En ek vra in die verslag vir ons, hoekom begin ons hier? Maar daar's 'n goeie rede is daar was al baie keer gekamp in ons gemeente. Dis nie 'n nuwe ding dat ons 'n gemeentekamp het nie, maar dit is die eerste keer wat dit so massief was. Ons het lekker by Konka gaan kamp, is die lekkerste kampterrein, want dit is 'n klein bietjie bemarking ook. Maar ons het die permanente tente en baie van die staanplekke uitbespreek en dit was so 'n lekker naweek ten spyte van die verskriklike. Ja, dit was koud geweest. Maar as jy nou in die tent gebly het, dan sê jy nou geweet het daar's 'n aircon, maar toe het ek nou uitgevind dat meeste van die karavane, dis daar ook aircons in, hè? So jy's goed of jy koud of warm. Ons dink dit is net sommer net nodig om te noem. Daai gemeentekamp het soveel goeie gevolge, goeie verhoudings en vriendskappe en betrokkenheid en ek en Marcus sien 'n ingekooptheid in ons gemeente na so 'n kamp en dit is vir ons so lekker. Dit was laas jaar massief en toe ons hierdie jaar sê oor ons gaan weer kamp, dis hy weer vol. So ons sien baie uit vir 2025 se kamp ook. Volgende op die verslag. Ons sal, as jy baie mooi kan onthou wat ons aan die begin van die jaar gesê het, is dat ons sê ons het noodwendig 'n tema of 'n jaarplan of enigiets soos dit nie, maar daar is 3 areas waar ons graag wou gefokus het. En een van hulle was versorging, een van hulle is soos altyd geestelike groei. Ek dink nie dit sal ooit verander nie. En een was dat ons 'n bietjie fokus wou gehad het op gasvryheid, met ander woorde gemeentekuiers en gemeentekamp was nou die een van hulle. Maar 3 goeders wat ons graag wil uitlig in terme van geestelike groei veral is Week van Gebed, Pinkster en Alpha. Nou met Week van Gebed het Rudy Swanepoel by ons kom kuier en ek en Marcus sê die rustigste ou wat nog ooit gepreek het in my gemeente. Ons het soveel wysheid en insig by hom geleer. En toe het Gys by ons kom kuier vir Pinkster. Ek weet ook iets uiteindelik, ja. Ja, ek dink dit wat ons by Gys geleer het is so waardevol. En sommer wat daar uitgegroei het is dat Gys het video's by ons begin opneem juis oor dit waardeur hy gaan. So dit is ook iewers beskikbaar. Ons sal 'n bietjie later daaroor sê as jy 'n bietjie meer by Gys. Dit is die Sentrum vir Geloofsvorming. Baie ongelooflike goed wat hulle daardeur doen. En dan nou die laaste een is Alpha wat ons begin laas jaar die eerste en eintlik die tweede kwartaal waarby die tieners gedoen het, maar reg deur ook. Die tieners in die aand, die tieners, die 20s en die ouers het almal Alpha gedoen. En dit is 'n ongelooflike reeks van 13 weke. Ja, dit was lank, dit was meer as 1 kwartaal. Ja. Maar ek het nog steeds nou die dag iemand gehad wat vir my gesê het, "Jesus, daai reeks het baie beteken." Sommige net weer om terug te gaan na dit waarin ons regtig glo en na die basics toe te gaan van ons geloof. En dis baie keer mense sê baie keer is ons wil meer diepte hê en so en dan baie keer is dit net om die eenvoudige waarin glo ons te doen. En ek dink die tieners, die 20s en die ouers wat daai tyd dit bygewoon het baie waarde daar uit gekry. Volgende het ons 'n bietjie geskryf oor die reekse wat ons gedoen het. As jy ek het dit Sondag laasweek ook genoem, is dat as jy so vir 'n hele paar jaar al betrokke is by ons gemeente, sê geweet het dat ons as leraarspan 'n sterk fokus gehad het op geloofsgewoontes wat ons glo nodig en belangrik
is vir ons geloofslewe en vir ons geestelike groei. So ons het al 2 jaar terug begin met reekse wat deur Practicing the Way as organisasie uitgegee is. Ons het begin met Sabbat, met gebed, stilte en afsondering, vrygewigheid het ons laas jaar gedoen heel aan die einde van die jaar. En ons gaan aan daarmee hierdie jaar. So dis vir ons lekker om te weet dat ons 'n pad stap met ons gemeente in terme van dit, in terme van hierdie aspek van geestelike groei, dat ons erns maak met hierdie baie ou gewoontes, dis nie nuwe dinge nie, baie ou gewoontes wat regtig goed is vir ons geestelike lewe. So ons sien uit om hierdie jaar 2 verder te doen. Die een wat nou begin is Scriptures, dit gaan oor die skrif en oor die Bybel. En dan later die jaar gaan ons bietjie fokus op gemeenskap, op community. So ons sien nogal uit vir daai 2. Jy kan lekker daar lees in die verslag oor dit en die pad tot hier, hoe ons tot daar gekom het. En dan 2 lekker goed altyd is Golfdag en Winterfees. Ja, ek dink dit is die 2 goeders wat die laaste paar jaar ongelooflike influx in ons gemeente het, wat ons mense bereik wat nie noodwendig op 'n Sondag hier is nie. By die Golfdag, ek stap al in en dan ken ek niemand hier, want daar is altyd mense van buitekant af, maar ons het die laaste 2 jaar van die beste golfdae nog in hierdie gemeente gehad en dit is ongelooflik om te sien hoe mense ons gemeente ondersteun, juis omdat ons in die gemeenskap betrokke is. Dis nou die Golfdag en die Winterfees was weer koud. Maar nog steeds baie suksesvol en baie lekker. Ons begroot elke jaar vir 'n bedrag vir die Winterfees en die Golfdag. En ons het dit al 2 oortref laas jaar en daarvoor kan ons maar net vir elkeen van julle wat dalk hier kyk en wat betrokke was by een van daai events of by al 2, dankie sê daarvoor. Ons gemeente het net 2 groot fondsinsamelings 'n jaar. Ons doen nie meer as dit nie. Maar so ons gooi al ons gewig eintlik agter die Golfdag en agter die Winterfees. En elke jaar word ons so geseën deur mense in en buite ons gemeente. Marcus sê nou oor die Golfdag. Dis mense buite ons gemeente wat inkoop en dit waarmee ons besig is. Ons voel baie bevoorreg en is baie dankbaar dat dit so goed is en ons maak hierdie jaar weer so. Ons beplan weer hierdie jaar 'n Golfdag en 'n Winterfees. Ja, die datum stop. Hoogtepunt by ons gemeente is maar altyd Jeupweek en dit sal altyd so bly. Dis 'n Julie vakansieprogram wat ons aanbied vir ons gemeente se kinders en ons gemeenskap se kinders. En dit is soos altyd verskriklik lekker. Ons het amper 90 kinders ingeskryf en 'n hele span van omtrent 50 tieners en jong volwassenes wat kom help daai week. En ons maak soos altyd maak ons weer so, maar ons sien baie uit elke jaar vir Jeupweek en dit is 'n groot ons sê eintlik dit is 'n gemeenteprojek. Dit is nie net 'n kinderbedieningprojek, dit is 'n gemeenteprojek waar ons kinders binne en buite ons gemeente vir daai week regtig net baie liefhet, baie bedien en klomp pret en 'n goeie konsert op die planke bring. Okay, dan is dit nou die aanlyn bediening. Nou ek weet dit is nie iets waaroor ons noodwendig altyd praat nie. Julle is wel bewus daarvan dat ons livestream op Sondag en dit is nog maar 'n ding wat na COVID gebeur het. Maar dit is eintlik so 'n bietjie mind-blowing. Is nie iets wat ons eintlik al na kyk nie. Ons kyk nie regtig na die analytics nie, want dit is iets wat ons doen vir ons gemeenskap Weier as Kreersdorp, maar ook vir die mense in ons gemeente wat nie noodwendig altyd by die kerk kan uitkom nie. Ja, ek het hier geskryf. Ons kry boodskappe van Somerset Wes in Kaap, Bloemfontein, Warmbad, Australië, Engeland, Nederland en so nou en dan van iemand op hulle sitkamerbank in Kreersdorp ook. Ons het met 'n skok toe ons uit die verslag saamstel het ek op YouTube gaan kyk na die analytics vir laas jaar. Nou dit is daar op die skerm, vir jy kan dit ook groter maak daar, maar as jy gaan kyk daar het ons 87 views. 87,000 views. Ja, nie 87 nie. 87,000 views vir 'n jaar gehad. Ja. En dit gaan na ek dink die ure is soos iets ongeloofliks. Hoeveel ure? Ek het gesê 5 tot 6,000. Ja, dit is ongelooflik hoeveel ure mense kyk. So, as ons 'n bietjie gaan kyk nou daai, dan kyk daar, ek het nou Sondag gekyk hoeveel mense het aanlyn gekyk en dit was as jy dit met die metrics werk waarvoor volgens hulle livestreams werk, kyk daar 250 mense gemiddeld op 'n Sondagoggend na ons erediens. Nou as jy weet dat die gemeente, die kerk is vol op hierdie stadium, ons het nou nog iemand gehad wat gesê dis die eerste keer in 'n lang tyd wat hulle by 'n kerk kom waar daar stoele ingedra word en nie uitgedra word nie. So die kerk is vol en dan is daar nog steeds 250 mense wat op 'n Sondag aanlyn kyk en dan nog deur die week ook verder kyk. En dis ongelooflik om te sien wat se impak die aanlyn bediening ook het vir mense wat nie noodwendig hier by ons kan uitkom. Ja, dit is lekker om te sien dat ons gemeente bedien buite ons gemeente grense, soos ons sê, daar's mense oor see wat nie noodwendig Afrikaanse kerke het nie en hulle kyk graag, skakel graag in.
Mense in Bloemfontein wat sê hulle het nog nie regtig 'n kerk gekry wat vir hulle pas nie. So hulle skakel nog steeds in. So ons is baie dankbaar. Baie dankbaar dat ons gemeente op daai manier ook nog steeds 'n verskil kan maak. Wil nog iets sê, Shara? Nee, ek dink dit is sommer net ons het mense nodig wat ons kan help met dit. So as daar een van julle is wat ook nou kyk en voel jy kan ook 'n bydrae lewer, sal ons dit baie waardeer. En dan sommer net die belydensklas, ek kan sommer ook iets wat dit val onder my goeders, maar die belydensklas is altyd 'n ongelooflike jaar waardeur die tieners gaan. En ek sê dit baie keer vir hulle hoef nie belydenis af te lê nie. Ek weet niemand hoef hier te wees nie. Niemand hoef kerk toe te kom nie. Maar nog steeds is daar tieners wat voel dat hulle hierdie pad wil stap saam met die Here. En ek het nou die dag vir die 2025 belydensklas ook gesê, dit gaan oor jou geestelike groei. By belydenisaflegging is dit nie oor hierdie magic ding wat gebeur en nou is jy ewe skielik 'n lidmaat of jy's dit nie, jy is 'n volwaardige lidmaat juis nou, maar dit gaan oor jou geloofsgroei in die pad wat jy stap in. Graad 11 is 'n belangrike jaar vir tieners, 'n ongelooflike vormingsjaar vir al wat hulle toekoms aanbetref en die besluite wat hulle neem en om dit saam met die Here te doen is iets spesiaals. En 27 wat belydenis afgelê het laas jaar wat ons het gevoel dis nodig om iets te sê oor ons panorama bediening. Ek dink wat baie mense dalk nie weet nie is dat ons noem dit eintlik 'n volwaardige deel van ons gemeente is die bediening wat by Panorama plaasvind, maar dis eintlik ons tweede preekpunt en ons sien dit ook eintlik as ons tradisionele preekpunt waar dit dalk 'n bietjie meer van 'n tradisionele aard van die diens is, maar ons het nogal gevoel dis nodig om iets oor daai gedeelte van die bediening te sê, omdat dit so verskriklik gegroei het en regtig floreer die afgelope tyd. Een van ons ouderlinge, Rudy van Heerden, is daar hoofsaaklik betrokke. Hy doen baie van die prediking, die musiekbediening, as ook van die pastorale besoeke aan daardie aan ons Panorama lidmate. Maar daar woon omtrent so 60 tot 70 lidmate elke week daai Sondag by. Die Bybelstudiegroep is massief. Elke keer as ek daar gaan kuier, dan is omtrent nie plek vir 'n meisie nie. Hulle bid gereeld saam en wat vir ons 'n hoogtepunt is van ons Panorama bediening en ook vir ons kerkraad is dat hulle so nou en dan 'n sosiale geleentheid wat ons kerkkantoor personeel saamgaan en die kerkraad almal bietjie daarna hulle toe gaan vir 'n slag en dan kuier ons 'n hond uit 'n bos uit. Die eetgoed is amazing. En hulle sê weer ons is voor 7 uur klaar want dan is dit tyd vir binnelanders. Ja, half 7. Half 7, ekskuus. Half 8. Ons weet nie hoe laat binnelanders begin. Maar is half 8. Maar dit is so lekker om altyd dan nou daar te kuier. So ons voel regtig dat daar gebeur pragtige goed by daai bediening en ons het net nogal gevoel dis nodig om dit uit te lig. Kirai Vitae, ons wil graag bietjie meer eintlik dink erns sê oor Kirai Vitae wat dan ons gemeente se barmhartigheidswerk of ons barmhartigheidsbeen is en ek dink wanneer Steven bietjie oor die finansies gaan praat nou voor die einde van die finansiële jaar sal hy definitief iets daaroor noem. Ons wil jou regtig uitnooi eintlik. Dis 'n baie kort gedeelte wat ons geskryf het oor waarmee is die werk van Kirai Vitae besig. Kirai Vitae is 'n artikel 18A maatskappy gekoppel aan ons gemeente en die geld wat daar binne is word die barmhartigheidsbediening of word die barmhartigheidswerk van ons gemeente mee gedoen. Dis 'n verskriklike belangrike organisasie wat deel is van ons gemeente en dit word gesien as een. Dis nie twee verskillende aparte goeders nie. Maar dit is vir ons nodig om eintlik net te noem waar ons gemeente oral betrokke is aan die buitekant. Ons doen baie hier binne ons gemeente, maar hierdie is hoofsaaklik eksterne bedieningswerk. Jy kan daar lees ons is betrokke by Cross Connect, Beds in die Huis, en Gewelsyn, Leipards Vlei, Womanet, Mentors in Motion, Mickey Mouse Kleuterskool, en Moria byvoorbeeld is ook daarin. Ons gee hierso weer hoeveel liter sop ons elke keer uitgee, hoeveel bakkies breedies uitgegee word, dat daar baie kospakkies vir gesinne elke week of elke maand gegee word. Ons help ook gesinne in nood wanneer daai behoefte op ons tafel kom. Daar word, ek dink ek het hier neergeskryf, 240 broodjies word elke Sondag aand gesmeer vir kinders in Ebies in Laerskool Ebenezer. So daai span is verskriklik getrou in daai werk wat hulle doen. En dan iets waar ons baie opgewonde is dat ons so van die begin van die jaar af in samewerking met NG Welsyn se nuwe organisasie 'n maatskaplike werker geplaas het by Laerskool Ebenezer. Ek hoop ek spreek Ebenezer reg. Dit is altyd moeilik. So 'n deel van Kirai Vitae se geld word dan aangewend om 'n maatskaplike werker se ure uit te koop
by daai skool wat daai maatskaplike dienste verskriklik nodig het. En ons hoop en ons kerkraad het ingestem om dan nou in hierdie nuwe jaar en hierdie nuwe finansiële jaar 'n tweede maatskaplike werker aan te stel of se ure uit te koop of dan nou nog steeds by daardie skool of by 'n ander skool wat dit nodig het. So ons hoop dit reflekteer net eintlik iets van waarmee Kerawita besig is en waarheen die geld gaan wat daar in daai begroting, dit word regtig goed aangewend, goed bestuur en dit bedien regtig baie mense buite ons gemeente grense en buite ons gemeente se geloofsgemeenskap. Ons wil 'n bietjie meer daaroor sê, maar ek dink die verslag gee dit goed weer om net te wys waar is ons oral betrokke by hierdie verskillende organisasies. En dan laastens oor versorging. Jy sal sien die verslag het 'n hele finansiële verslag ook in, baie kortliks en baie opsommend. Maar Steven gaan 'n bietjie meer daaroor sê. Maar 'n laaste fokus vir ons was ons versorging. In die manier hoe ons op 'n pastorale manier na ons gemeente kyk. Nou daar is dag tot dag goeders wat ek en Marcus mee besig is, maar ons het 3 baie sinvolle programme aangebied in die vorige jaar. Griefshare, Divorce Care en ons Immergroen ouerskap kursus. Beide Griefshare en Divorce Care is 2 programme wat omtrent ook vir 13-14 weke aangebied word, wat mense regtig in 'n baie slegte tyd van hulle lewe bedien en ondersteun as jy iemand aan die dood afgestaan het of as jy deur 'n egskeiding gegaan het. Immergroen ouerskap kursus was so deur 15 van ons gemeente se ouers aangebied. Dis al die tweede jaar dat ons dit aanbied, nee, tweede jaar. Ja. En dis 'n fantastiese kinders wat kursus wat ouers op 'n baie praktiese, baie sinvolle, baie geesvervulde manier kom bemagtig in hulle ouerskapsreis. So ons is baie opgewonde om daai 3 programme aan te bied. En vir nou bied ons aan die begin van hierdie jaar ook weer Griefshare aan. Ja. So ons wil nie te veel sê oor die finansies. Steven gaan iets daaroor sê. Steven gaan nou die finansiële verslag deurgaan. Maar ek weet dit is altyd 'n moeilike ding veral by die kerk om te praat oor finansies en ons hou glad nie daaroor. Ja, dit is nie noodwendig altyd 'n lekker ding nie, maar dis tog belangrik. En die finansiële aspek is belangrik vir jou en jou huisgesin om dit gesond te bestuur en dis vir ons by die gemeente nog soveel meer belangrik om die geld wat na ons kant toe kom en dit wat die Here ons mee seën deur dit wat gegee word en dit wat ingekry word deur die verhuurings by die kerk om dit op die beste manier te bestuur en goeie rentmeesters daarvan te wees. Ons wil graag, ek weet in die wêreld praat ons baie oor korrupsie en allerlei goed en ek dink die kerk moet vir die wêreld wys hoe om met geld te werk en daarvoor gaan Steven vir julle mooi verduidelik finansiëel hoeveel geld kry ons in, hoeveel geld gaan uit en waartoe gaan al hierdie geld. Maar daar sommer net 'n kant aan dink van my en Frelina wil ons vir elkeen van julle dankie sê. Eintlik moet ons vir die Here dankie sê dat die Here dit op jou hart druk om te invest in die gemeente en dit wat ons in hierdie gemeente doen. En sonder julle sal ons niks kan doen nie. Niks, letterlik niks hier kan doen nie. Maar as gevolg van hierdie gemeente se getrouheid aan hulle belofte aan die Here, is hierdie verslag wat hier is moontlik. Ja, die werk wat ons mee besig is. En ek glo en ons glo dat die Here ons nog baie meer gaan seën want as ons meer het, kan ons ongelooflik meer doen en nog meer mense help en ek dink dit gaan in die toekoms al hoe meer belangrik wees in ons gemeenskap. En daarvoor sê ons sommer net hier op die einde vir julle baie dankie daarvoor. Die verslag is beskikbaar, as jy gaan lees dit asseblief deur. Die rede hoekom ons die video opgeneem het is ons bang mense lees. Ja, gaan net die verslag lees nie, so as jy nou iemand is wat eintlik kan luister. Ja, gaan scroll net daardeur, trek dit in ChatGPT in en kry vir jou 'n cliff notes of wat ook al. Maar dankie vir 2024 en ons glo dat hierdie jaar wat kom 2025 verder groei sal wees en dat ons die pad regtig saam met die Here sal stap. Ja, ons sien uit om saam met julle 2025 in te gaan en ons sien uit om te sien wat die Here in ons gemeente gaan doen en deur ons gemeentelede gaan regkry. Baie dankie dat jy 'n bietjie van jou tyd vir ons gegee het. Ja. Geniet jou dag. Bye bye.